Goeiemôre broers en susters. Al die kinders, is baie lekker om vir julle so vanmôre so hier in die kerkgebou saam met ons te sien. Baie hartlik welkom vir besoekers wat vanmôre saam met ons hier teenwoordig is. Dit is vir ons lekker om ook vir julle hier te ontvang. En ek wil graag sê, baie hartlik welkom vir elkeen van julle wat vanmôre deelneem. Mag die Here ook vir julle elkeen baie ryklik seën, en mag sy guns en sy goedheid en sy genade oor ons elkeen wees vanmôre. Ek wil graag sê, saam met die verwelkoming, baie dankie, Rita, vir jou inisiatief rondom die Paasangdiens. Baie dankie vir almal van julle wat ingestem het om deel te wees, 1 of 2 of 3 woorde te praat, of dalk 'n bietjie meer. Baie dankie vir julle harde werk en oefening, dat julle getrou hier was, en dat julle op hierdie manier ook deelneem aan die erediens vanmôre. Baie hartlik welkom ook Adrian vir jou spesifiek, wat vir ons kom bedien ook met jou gawes. Ons waardeer dit regtig baie. Annetjie vir jou en die ouens wat daar bo by jou sit en wat sing en almal wat betrokke is. Ek wil graag vir julle sê baie dankie. Ook vir die dames wat van die eetgoed by mekaar gesit het en voorberei het. So julle word as 'n gemeente en almal wat hier teenwoordig is genooi om na die tyd net by die saal ietsie te kom drink en ietsie saam te eet. Julle is regtig hartlik welkom. Kom ons bid net saam, ons maak net ons oë toe, en dan bid ons net saam. Vader, U wat ons genadige God is, ons bely vanmôre, ons het U nie lief gehad, met ons hele hart, en met ons hele siel, en met al ons krag, en met ons hele verstand nie.
Ons bely dat ons in gedagtes en woorde en dade teen U gesondig het. Deur dit te doen wat U vir ons beveel het om nie te doen nie. Liefdevolle Here, ons het ook ons naaste nie lief gehad soos onsself nie. Genadige Here, ons bely dat ons in ons gedagtes en in ons woorde en in ons dade teen ons naaste gesondig het. Ons bely vanmôre ons sedelikheid en onreinheid, welis slegte begeertes, gierigheid, leuns, bedrog en woede, haat, nyd, gevloek en vuil taal. Here, U ken ons lewe. U weet dat ons 'n opstandingslewe wil leef, maar dat ons baie keer toegee aan dit wat ons sondige natuur en die bose ons voorsê. En ons wil dit kom bely vanmôre. Wees ons genadig, Here. Terwille van U Seun Jesus Christus. Vergewe ons en vernuwe ons en lei ons, sodat ons weer vreugde kan vind in U wil en kan wandel op die weg wat U vir ons voorhou. Vader, ons wil uit die diepte van ons harte ons oë gefestig hou op Jesus, ons Here. Ons wil Hom en U as Vader en Gees lief hê met alles wat ons is. Help ons daarin, Vader, dat ons so ons lewe aan U sal toewy in dankbaarheid oor dit wat Jesus vir ons kom doen het. Ons bid hierdie dinge en ons bely hierdie dinge en ons begeer hierdie nuwe lewe in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Thank you.
viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na sy Vader te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste liefgehad. Dra julle in die dorpie kom, sal julle 'n donkie kry wat vasgemaak is. Maak haar los en bring haar vir my. Die twee het gegaan en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Jesus het op die donkie geklim en die skare het voor hom uitgegaan. Hulle klere en takke op die pad gestrooi en hom geprys. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood kom die disippels na Jesus toe en vra: "Waar wil u hê moet ons gaan regmaak vir u om die Paasmaaltyd te eet?" Hulle het gegaan na die plek wat hy aangewys het en het alles voorberei. Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die disippels saam met hom. Jesus het vir hulle gesê: "Ek het baie daarna uitgesien om hierdie Paasmaaltyd saam met julle te eet voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie."
Ek weet wie ek uitverkies het. Maar die skrif moet vervul word. Hy wat vir my van my brood eet, het my in die rug gesteek. Ek sê dit nou vir julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat ek is wat ek is. Dit verseker ek julle. Wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Na hierdie woorde het Jesus hewig ontsteld geword en openlik verklaar: Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Die disippels het verslaan na mekaar gekyk en nie geweet wat hy bedoel nie. Wie van ons sal so iets doen? Is dit dalk ek? Dalk is dit ek, Thomas, want hierdie hele gebeure van die laaste tyd en Jesus se uitsprake het my in my diepste wese tog laat twyfel. Ek is 'n man wat eers glo as ek dit kan sien. Hoe kan 'n regdenkende man glo dat 'n een man die tempel kan afbreek en in 3 dae weer opbou? Jesus het ook dinge gesê soos: die een wat my sien, sien die een wat my gestuur het. Wanneer daar nie bewyse is nie, is dit vir my baie moeilik om te glo. Dalk is dit my twyfel wat sal veroorsaak dat ek hom verraai. Ek weet, ek is bietjie voortvarend en haastig van geaardheid. Sommige sê self, ek is Chimera. Tog het Jesus my potensiaal raak gesien en my naam van Simon na Petrus verander en beloof om sy kerk op my te bou. Ek wil dinge gedoen en wou Jesus by verskeie geleenthede 'n bietjie aanhelp. Vat byvoorbeeld die keer toe hulle op die berg was, saam met Moses en Elia. As ons dadelik begin het om die huise te bou, kon hulle dalk langer gekuier het. Ek het in my hart verstaan dat hy die Christus is. En hoekom nie aan almal dit vertel nie? Jesus moes by meer as een keer my stil maak. Ek weet nie hoekom hy nie nou die redding voltrek wat hy aan ons bekend maak nie. Buitendien het hy hierdie klomp manne hier saam met ons wat by hom kan staan. My haastigheid kan dalk die oorsaak wees dat ek hom verraai. Miskien is dit ek, Johannes, wat geen groter vreugde het as om naby Jesus te wees. Dis vir my moeilik om te dink, hy wil ons na 3 jaar net so verlaat, om na sy Vader terug te gaan. Hy is ons leermeester, en ons het nog nie klaar gedrink uit die fontein van sy wysheid en kennis nie. Om naby hom te wees en hom te volg, was die beste tyd van my lewe. En daar is nog 1000 vrae wat ek hom wil vra. Om so aanvaar te word, as visserman raak gesien te word, en genooi te word om hom te volg, het my lewe verander. Dalk is my hartseer en teleurstelling so groot, dat ek kan sien om hom te verraai. Goed, dis ek wat Jesus verraai het. Kan julle nie verstaan nie? Vir 3 jaar leef ons saam met hom. Hy het my vertrou met die geldsak. En ek het gesien, dat ons nie juist veel het om van te lewe nie. En nooit gaan hê nie.
Hy het beloof om 'n nuwe koninkryk te vestig. Maar sien julle enige iets daarvan? Die onderdrukking van die Romeine neem toe. Wanneer gaan hy iets daaraan doen? Die mense en self die fariseërs en skrifgeleerdes lag agteraf vir ons klompie. Ek het saam met julle na alles geluister wat hy gesê het, maar hy praat in raaisels en gesels met armes en sondaars, terwyl hy in staat is om groot wonderwerke te doen. Ek het die besluit geneem, toe die priesterhoofde my 30 silwerstukke aangebied het. Hulle sou hom in elk geval doodmaak. Op so 'n manier kon ek daarom iets kry vir 3 jaar se opoffering. Jesus het my diep teleurgestel, en om my eie pad te volg, was vir my die enigste oplossing. Wat sou jy gedoen het, as jy een van hierdie 12 manne was? Jesus het die brood geneem en die seën gevra. En daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met hierdie woorde: Neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waarmee die verbond beseël word en wat vergiet word tot vergewing van sonde. Jesus en sy disippels het uitgegaan na Getsemane. Daar in Getsemane het hy met die Vader geworstel en 3 keer gevra: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Hy is gevange geneem en het voor die Joodse raad verskyn, waar hy gemartel
en gespot is die hele nag deur. Die môre vroeg het hulle hom geboei en aan Pilatus uitgelewer. Pilatus het hom gevra, is jy die koning van die Jode? Jesus het hom geantwoord, dit is soos u sê. Elke Paasfees het Pilatus vir die mense een gevange losgelaat, maar toe Pilatus vra of hy Jesus moes loslaat, het hulle geskree. Die soldate het toe 'n persmantel en 'n doringkroon vir Jesus gebring en hom gespot. Hy is met stokke geslaan en hulle het hom gespoeg. Hy is na die plek wat genoem word Golgotha weggeneem om gekruisig te word. Is dit my koning? Kyk daar aanskou die mens. Is dit sy kroning? Wie het dit so gewens? Is dit sy koningshulde, die riet, die kleed, die kroon? Boet hy so vir my skulde, word so God seën vertoon. Ons buig net ons hoofde. So sê die Here wat jou geskep het en wat jou gevorm het. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep en jy is myne. Ek is die Here jou God, jou redder. Ja, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoogag en jou lief het, gee ek my seun Jesus die Christus as losprys vir jou, in ruil vir jou lewe, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Genadige God, dankie dat u nie u seun na die wêreld toe gestuur het, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Amen. Dit was nie die spykers, dit was nie die haat, dit was nie soldate, nie ons goed of die kwaad. Dit was net sy liefde, net die liefde wat kon die liefling van die hemel aan die kruishout ophang. Almal het afgedwaal, elkeen op sy weg. Niemand was regverdig, selfs die bestes net sleg. Maar hy buig hom neer in liefde, hy kom en word 'n knegt. Gehoorsaam aan sy vader, verdien hy ons gereg. Was nie die spykers, het was nie die haat, het was nie soldate, nie ons goed of die kwaad. Was net sy liefde, net die liefde wat kon die liefling van die hemel aan 'n kruishout ophang. Nou is ons vry in Jesus naam, nou kan ons rein voor Vader staan, verseël deur die Heilige Gees, sonder skaamte, sonder vrees. Besef, dit was sy liefde, het
weet dat ons self nie kan, maar ek weet nou met my lewe het my Vader 'n plan. Want dit was nie die spykers en dit was nie die haat, dit was nie soldate, nie ons goed of die kwaad. Oh, dit was net die liefde wat kan, kon die liefling van die hemel aan 'n kruis hout ophang, kon die liefling van die hemel aan 'n kruis hout hang. Sy straf, ons straf, met waardige stilte verdra. Net 7 keer het hy gepraat en die volle evangelie saamgevat in die 7 kruiswoorde. 2 misdadigers is saam met hom gekruisig. Een van hulle het hom gelaster, maar die ander een het iets beleef van die grootheid van die gekruisigde en gevra: Jesus, o dink aan my, wanneer u Heer in u ryk kom. Jesus, o dink aan my, wanneer u Heer in u ryk kom. Jesus, o dink aan my, wanneer u Heer in u ryk kom. Jesus het geantwoord: Ek vergewe jou,
Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vir die wat hy beledig het, het hy gebid. Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. By die kruis van Jesus het Maria, sy moeder en nog ander vroue gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat daar by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Hy het geweet die tyd het aangebreek dat alles volbring sal word en gesê, ek het dors. Teen 12 uur het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep. Hoor die donder, Eli, Eli, o ek wonder, Lamme Sabachthani, gee nie om dat ek vergaan nie. Eli, hoor die stilte skree, Eli, o my siel gee mee, Lamme Sabachthani, sê ek droom, dis glad nie waar nie. Ek is alleen, ek is alleen, ek is alleen, ek is alleen. Eli, kyk, ek drink asyn, Eli, sien die spykerpyn, Lamme Sabachthani, die groter seer, u is nie daar nie, Eli, hier word ek vermoor, sonde het my hart deurboor, Lamme Sabachthani, geen engel wat by my kon staan nie, ek is alleen, ek is alleen, ek is alleen, o ek is alleen. Eli, hierdie hout maak dood, Eli, alles ek verstoot, Lamme Sabachthani, moet die sondaars nie verlaat nie. Ek is alleen, ek is alleen, ek is alleen, ek is alleen, Eli, Eli, Lamme Sabachthani. Jesus het geweet, sy Vader se wil het geskied, en hy kon met 'n dankbare sug sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Met die woorde, dit is volbring, toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas.
Amen. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin.
en in die tuin 'n nuwe graf waarin daar nog nie iemand begrawe was nie. Daar het hulle Jesus begrawe omdat die Sabbatdag vir die Jode aangebreek het en die graf daar naby was. Tuingraf. Dit was nagdonker in die graf. Die klip sekuur en stewig vasgerol. Die tombe is verseël. Asof die helse stryd daar binne, die wat daar buite was, nie skeel. Vanuit die donker, muf kokon van graf, daar vlekkeloos en wit, die lam na helse dieptes af. Die volk het diep geslaap, gerus, geweet is goed gesis, want Barnabas is vry. Behalwe sy, wat deur die nag geween het, terwyl sy balsem voorberei. En toe sy in die oggendgloed die voetpad na die tuingraf vat, kon sy haar Heer nie kry nie. Die angs het haar laat struikeldraf tot binne in die leë graf. Daar buite het die lam gestaan, onoorwonne, rein, in majesteit en krag, want dood en hel en donkerte, die het hy alles weggevat, en maak hy 'n donker doodsvallei, 'n klaarbetaalde huistoepad. Geliefdes, julle het gehoor dat daar gesê is aan die kruis, dat die Here Jesus dit uitgeroep het. Dit is volbring. Dit beteken, dat vir die heel eerste keer oor die ganse aarde, is hierdie woorde uitgeroep. God se verlossingsplan is volvoer. Dit wat hy van die Ou Testament in Genesis 3 vers 15 beloof het. Ek stel vyandskap tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou aan die hakskeen byt en jy sal hom sy kop vermorsel. Dit het hier aan die kruis waar geword. Vir die heel eerste keer was daar werklik genade in Christus vir my en vir jou. Dit is volbring, het die Here Jesus uitgeroep. Daarmee het hy vir ons 'n opstandingslewe moontlik gemaak. In hierdie woorde beteken dit dat Jesus aan die kruis gesterf het. Dit beteken ook dat die Here Jesus, nadat hy begrawe is,
op die 3de dag opgewek is uit die dood. 'n Opstandingslewe beteken dat ek en jy sy dood aan die kruis vir myself toeëien. Dit beteken dat ek en jy die opstanding uit die graf vir myself toeëien. Hierdie woorde, dit is volbring. Daar is nuwe lewe, is vir die ganse wêreld. Maar dan sê die woord vir ons, die boodskap aan die kruis, 1 Korintiërs 1 vers 18, is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir die wat gered word, is dit die krag van God. Aan God is dit te danke, dat ons met Jesus Christus verenig is. Hy word deur die Vader vir ons gemaak, wysheid, die vryspraak en ook die heiligmaking. Geliefdes, die woord getuig van hierdie goddelike wonderwerk wat plaasgevind het tydens Paasfees. Ons is saam met Christus gekruisig, ons is saam met hom opgewek. So sê Romeine 6 vers 4. Ons is immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat ons, soos Christus, deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader, uit die dood opgewek is, en ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. En dan Efesiërs 2 sê, God is ryk in sy barmhartigheid, en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is ons gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom uit die dood opgewek. Inderdaad is ons uit genade gered, deur die geloof. Dit kom nie uit onsself nie, maar dit is 'n gawe van God in Christus wat uitgeroep het. Dit is volbring. Daarom, geliefdes, as ek en jy 'n opstandingslewe wil lewe in Christus, dan moet ons hierdie woorde in ons laat leef, deur geloof, deur oorgawe, deur dit te vat en deel te maak van ons ganse lewe. Ons is dood vir die sonde. Dit beteken dat die mag van die sonde in my en jou gebreek is. Dit beteken dat die sonde nie meer baas is oor ons nie. Dit beteken dat die sonde nie meer vir ons net kan gryp en ons kan beweeg om te doen wat nie God se wil is nie. Dit beteken dat ons lewend geword het om God se wil te doen, om aan hom gehoorsaam te wees, om vir hom te lewe. Daarom het die woord dit vir ons so duidelik gestel en gesê dat die opstandingslewe in ons binneste deur die Heilige Gees gevestig is. Hy sê vir ons in Filippense 2, julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Want dit is God wat julle gewillig en ook bekwaam maak om sy wil uit te voer. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God, te midde van 'n ontaarde en 'n korrupte menslike geslag. Tree onder hulle op as ligdraers. Deur die woord
en dit uit te dra. Romeine 6 vers 13 sê, julle moet geen deel van julle liggame in diens van sonde stel nie, as 'n werktuig om die goddeloosheid te bedrywe nie. Maar stel julle in diens van God as mense wat dood is, maar wat lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God as 'n werktuig om wat God wil. Geliefdes, as ons dan 'n opstandingslewe binne in ons het, dan moet ons dit leef, want dis gehoorsaamheid aan die Here. En daarom wil ek graag saam met julle hierdie gebed bid, wat Paulus vir ons gebid het. Vader, ons bid dat U, die Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die alle heerlikheid behoort, deur sy Gees aan ons wysheid en insig sal gee, om hom so aan ons sal openbaar, dat ons hom werklik kan ken. Here, verhelder ons geestesoë, so dat ons kan weet watter hoop U roeping vir ons inhou, en watter rykdom daarin die heerlike erfenis is, wat U vir ons bestem. Open ons geestesoë, Here, dat ons kan weet hoe geweldig groot U krag is, wat U in ons uitoefen. Want U sê, dit is dieselfde kragtige werkinge van U mag, wat binne in ons werksaam is, net soos wat dit was toe Christus opgewek is uit die dood. Vader, as ons daarom vanmôre so by die kruis gebeure is, dan hoor ons hierdie woorde weer klink in ons harte. Dit is volbring. Jy het gesterwe, en jy is opgewek tot 'n opstandingslewe. Vader, en as ons dit weet, dan weet U ons dat U in alle omstandighede by ons is. En daarom bid ons vanmôre vir mekaar, in hierdie gemeente en ook in hierdie gemeenskap. Daarom bid ons vir oom Charlie Lots, wat in die hospitaal opgeneem is, en waar hulle weer aan een van sy tone moet werk. Ons bid dat U genade sal gee vir oom Charlie. Vader, daarom bid ons steeds vir Corneille van der Walt, waar sy herstel na haar operasie. Vir Piet en vir hulle as 'n gesin. Vader, daarom bid ons steeds vir Charlene, wat geopereer is en herstel, en wat bekommerd is oor haar herstel. Maar dankie dat daar reeds herstel is, na daardie operasie. Dankie dat ons steeds vir oom Duif en Hennelie kan bid, dat ons kan vra dat U genade ook op hulle sal rus, en dat U vir hulle sal vashou. Vader, daarom kan ons as 'n gemeente vanmôre vir Christina bid, waar sy nie gesond voel nie en nie lekker is op hierdie oomblik nie. Wil U ook vir haar en ook vir my vashou in dit wat met haar gebeur. Vader, dankie dat ons vanmôre, omdat U gesterf het en opgewek is, en die lewe in ons gegee het, vir mekaar kan bid, soos wat ons vir Jannie kan bid.
met sy seentjie wat oorlede is in die motorongeluk, vir Alicia wat in die hospitaal is, wat baie ernstig seer gekry het. En soos iemand vanmôre gesê het, dat die dokter haar brein dood verklaar het. U wat aan die kruis vir ons gesterf het, U gee vir ons lewe in elke omstandigheid. Ons hou maar net aan U vas, Here, ons kom buig by U voete, om te kom vra, dat U genade vir ons genoeg sal wees. Ons loof U, Here, dat U bereid was om te kom, mens te word, te sterwe, opgewek te word, en dat U aan die hemelse Vader se regterhand is, waar U heers en regeer. Kom, Here Jesus, kom. Ons verlang na U. Amen.
klokke wil ek juig oor die wonder van 'n graf in 'n tuin, wat oopgegaan het, om nooit weer toe te gaan nie. Daar's 'n pad wat getrap is, deur die dal van die dood. U het dit uitgetrap. U het bloedspore getrap. Die pad gaan deur die dood na die ewige lewe. Ek gaan die pad volg, as u my roep. Ek het saam met u opgestaan, Here Jesus. Hier binne in my hart is dit al anders. Ek was met u in aanraking. U het my aangeraak. Ek sal nooit sterf nie, want u leef, u leef. Ek juig oor u, Here Jesus. Ek juig saam met die paasklokke, ek juig in hierdie môre, oor 'n nuwe môre. Wanneer die klokke nie sal ophou nie, wat sal môre bly en nooit sal antwoord nie. Amen. Geliefdes, Jesus lewe. Gaan lewe in die teenwoordigheid van die opgewekte Christus. Hy wat ons begelei om 'n opstandingslewe te leef.